Dis 'n tyd vir boekkeuses, saam met Heinrich Verleen op AWR Afrikaans. Welkom by vandag se uitgawe van Boekkeuses. Ek gesels met Marina Barnard, die skrywer van die insiggewende boek Wanneer die oes ryp word. Nou, Marina is bekend vir haar diep geestelike ondersoek na temas wat dikwels moeilik is om aan te raak. Temas wat die kern van die evangelie, die karakter van God en die geestelike stryd van die laaste dae raak. Marina se reis met hierdie boek het jare terug begin. Sy vertel dat dit nie bloot 'n skryfprojek was nie, maar 'n roepstem, 'n opdrag om die duidelikheid te bring in 'n tyd waar daar groot verwarring heers oor sonde, oorwinning, heiligmaking en die werkinge van die Heilige Gees. Die boek het ontstaan uit 'n intense begeerte om gelowiges te help verstaan waarom God wag en wat dit beteken vir die eindtydgelowige om deel te wees van die geestelike oes wat ryp word vir Jesus se wederkoms. Marina wou 'n padkaart skryf, 'n gids vir elke Christen wat worstel met vrae soos: wat is die onvergeeflike sonde? Kan ek werklik oorwinning leef? Wat beteken dit om verseël te word? En hoe beweeg ek van vrees na vreugde in heiligheid? Haar doel is nie om vrees te wek nie, maar om hoop te wek en gelowiges te help om God se karakter helder te sien, regverdig, liefdevol en waardig om volkome vertrou te word. Tannie Marina, baie welkom by Boekkeuses. Baie dankie, ek is baie bevoorreg om met julle te kan gesels vanmôre. Nou, Tannie Marina, vir luisteraars wat Tannie dalk nog nie ken nie, kan Tannie ons 'n bietjie vertel, wie is Marina Barnard? En waar het Tannie se geestelike reis begin? Ek is niemand. Ek is betreklik onbekend. My reis het begin in 1972 toe ek 'n reeks evangelisasie dienste bygewoon het en my hart aan die Here gegee het en van daar af baie diep en intensief Bybelstudie begin doen het. Soos wat ek deur die boek gekyk het en die onderwerpe gesien het, het ek gesien dat daar 'n duidelike passie is vir die geestelike groei en dieper Bybelstudie. Waar het hierdie belangstelling ontstaan en was daar 'n gebeurtenis of 'n persoon wat dit sterk beïnvloed het? Daar was baie persone wat dit beïnvloed het, maar dit het eintlik gekom as gevolg van oppositie wat ek van mense ontvang het. Nadat sekere waarhede onder my aandag gekom het, hier in die middel van die 1970er jare. En ek kon nie verstaan hoekom hulle die dinge nie kan verstaan, hoekom hulle dit nie kan raak sien nie. Dit was dan so duidelik geskryf. En ek het ontsettend baie oppositie gehad, soveel so dat dit baie kere in trane was. Maar ek het later besef dit was die Here se wil dat daai dinge moet gebeur, want ek het al dieper studie gedoen in die onderwerp. En ek het baie notas gemaak en ek het selfs baie goed agter in my Bybel ingeskryf. En uiteindelik toe was daar 'n stemmetjie wat vir my gesê het, sit dit in 'n boek. So ek het dit glad nie beplan nie. Ek het nooit gedink ek sou 'n boek skryf nie. Dit het net so gebeur. So, die boek se titel, Wanneer die oes ryp word, is baie beeldryk. Wanneer het jy besef dat hierdie tema, die oes wat ryp word, die kern van die boodskap gaan wees? Dit het maar eintlik jare geneem. Dit het eers onder my aandag gekom dat die Here se volk oorwinning oor alle sonde sou behaal voor die wederkoms plaasvind. En mense het vir my gesê, ons sal nie ophou sonde doen nie, ons sal aanhou sonde doen tot die wederkoms toe. En ek het vir hulle al hierdie goed gelees en dit het net geen indruk op hulle gemaak nie.
En toe 'n deel van my studie het toe gefestig op die gelykenis van Jesus, van hierdie oes wat moet ryp word, dat daar onkruid en koring is wat sal ryp word in hierdie laaste dae, en wat die uiteinde daarvan sal wees. Hoe sal die koring wees en hoe sal die onkruid wees wanneer dit ryp is? Okay, so dit is baie duidelik dat dit deurkom, dat die boodskap wat deur hierdie boek dan na vore kom, gaan oor, daar is waarhede, maar ongelukkig dit vat tyd om tot daardie proses dan te kom. Dit is nie iets wat net oornag gebeur nie. Ja, in my geval, dit het eintlik jare geneem, en tot 'n groot mate die oppositie, die vrae wat vir my gevra was, en die teenkanting wat ek gekry het my net laat soek na antwoorde op hulle vrae. En dit het my kennis net verbreed in die opsig. Nou, om oor die eindtyd te skryf, oor sonde, die oorwinning daarvan en heiligmaking, soos dan ek sê, dit verg baie studie en gebed. Was daar 'n duidelike roeping of 'n proses wat dan nie deurgegaan het om hierdie boek aan mekaar te sit? Ek het 'n manier gehad om dinge wat op my indruk maak neer te skryf, notas te maak, sitate uit te skryf in 'n boek. En toe ek nou besef ek moet hierdie goed in 'n boek sit, toe het ek al hierdie inligting wat ek gehad het op 'n rekenaar begin sit. En toe so gaandeweg hoofstuk vir hoofstuk aangevul soos wat ek het verstaan het. So, net 'n interessante vraag om te vra, soos dit dan deur die gedeeltes gewerk het. Watter vrae of worstelings het dan self gehad, en wat dan voel dat ander gelowiges ook dalk mee sit, en hoe gaan daardie hoofstukke wat geskryf is help om deur daardie worsteling of daardie vrae te werk om antwoorde te kry? Die feit dat daar soveel mense is wat aanhoudend vir my gesê het, ons kan nie ophou sonde doen nie, ons sal sonde doen tot die wederkoms, ten spyte van duidelike stellings wat ek gekry het, duidelike Bybelstudies oor die onderwerp, daarmee het ek geworstel. Ek kon nie verstaan hoekom mense die goed nie kan sien nie. Dis was my grootste worsteling. Want toe ek begin skryf het, toe dit of het sommer net begin vloei het, en selfs terwyl ek geskryf het, was daar goed onder my aandag gekom oor die spesifieke ding wat ek skryf, so asof die Here dit nou onder my aandag bring wat ek het nou nodig het. Sure. Ek het net 'n vraag op hierdie onderwerp oor die sonde en die natuur daarvan, en dat jy nie meer sonde sal doen tot en met wanneer Jesus gaan kom nie. Verstaan ek dit dan reg in die konsep van wanneer Jesus kom, dan is dit dat ons sê, ja, ek het nog 'n sondige natuur, my liggaam is deel van die sondige natuur, dit gaan eers niet gemaak word met die wederkoms, maar die sonde gaan nie meer heers oor my nie. Ek gaan nie meer daardie begeerte hê om in 'n versoeking in te stap en daaraan toe te gee nie. Ja, dit is waar die sluiting van die genade deur inkom, wat plaasvind voor die wederkoms, en na die sluiting van hierdie genade deur wat die 7 laaste pla begin val. Daar's 'n rede daarvoor, en in daardie tydperk sal die Here se volk glad nie sonde doen nie. En ek gee die bewyse in die boek. Dit is hoekom jy weet, mense dink die genade deursluit omdat die Here nou besluit het dis nou genoeg tyd. Nee, dit gaan juis oor hierdie idee van oorwinning oor sonde. Na daai sluiting van daai deur bewys die Here dat hierdie mense nie sonde doen nie.
Want Satan maak 'n aanklag teen die Here en hy moet bewys dat daai aanklag nie korrek is nie. Dat daai aanklag vals is. En in daai tydperk bewys hy dit juis. Hy bewys dat hierdie mense doen nie meer sonde nie. Ons lees in die Bybel dat die Here ons vir ons aanspraak doen in die hemelse heiligdom. Maar as ons sonde doen, maar in daai tyd doen hy nie meer daai werk nie, want daar is nie meer sondaars wat sonde bely nie. Die goddelose bely nie meer nie en die geregtiges het nie meer sonde om te bely nie. En daardie is nog 'n indrukwekkende gedagte, want dit wys vir ons op 'n baie groter prentjie van wat wel gaan gebeur, wat ons glo binnekort. En as ek dit dan reg verstaan uit die boek uit, is dit om my te help om die groter prentjie te verstaan waaroor die finale oordeel ook gaan wees. Want dit is of ek hou vas aan die wêreldse dinge en ek gaan voort daarmee en dit pla my net nie meer nie, of ek gaan my lewe begin verander en toelaat dat die Heilige Gees die verandering bring, sodat ek die bewys kan lewer dat ek ten volle my lewe oorgegee het aan Christus en in daai manier nie meer aan sonde vas nie. Dit is 'n werklik waar indrukwekkende onderwerp en iets wat ek definitief wil sê, luisteraars, kry hierdie boek. Ek gaan hom self ook bestel, in my boekrak kry, maar nie net in my boekrak sit nie, maar om definitief ook saam met die Bybel studeer, om hierdie waarhede dieper te verstaan, want ek glo dit is nodig om hierdie dinge te verstaan, omrede ons lewe in 'n tyd waar daar baie vrae is raak in hierdie goed, en hoekom nie iets skryf wat ons kan help om die Bybelwaarhede in so 'n manier te verstaan, dat ons dit weer met ander ook kan deel nie. Ja, ek wil net noem dat daai tyd na die sluiting van die genade deur gaan nie vir ons ontwil nie, soveel as wat dit gaan oor 'n demonstrasie wat aan die engele en aan die ganse heelal gegee moet word, dat Satan verkeerd is as hy sê, ons kan nie ophou sonde doen nie. Dat hy vals vir mense leer. Valshede. Wel, dit maak vir my ook dan meer sin, hoekom Johannes later kon geskryf het in sy eerste sendbrief, 1 Johannes 3 vers 1 tot 3, maar vers 2 wat vir my uitstaan, wat sê, geliefdes, ons weet nog nie wat ons nou sal wees nie, maar ons sal eendag wel vir Christus sien, wanneer hy kom, omdat ons soos hy sal wees. En dit is waarvoor ons dan moet streef, is om soos Jesus te wees. Beteken dit dat die versoekings nie na my kant toe gaan kom nie? Nee, versoekings gaan kom. Satan gaan aanhou aanval om my aandag te probeer wegneem van wie Jesus is. Maar dit gaan afhang waarna ek kyk, waarom ek myself besig hou. Ja, dit is hoekom daai tyd van benoudheid gaan Satan juis alles in sy mag doen om ons te probeer forceer om ongehoorsaam te wees aan die Here, om sonde te doen. Want hy moet bewys, dit kan nie gedoen word nie, sodat hy vir die Here kan sê, hierdie mense kan nie ophou sonde nie, as jy eers sonde gedoen het, dan kan jy nie ophou nie, en ek is in dieselfde situasie, as jy hulle hemel toe neem, het jy my ook neem. Dis sy aanklag. So die Here, dis hoekom hierdie lewe nog aangaan, die Here wag vir ons. Ons wag, ons dink daar, ons moet vir hom wag, hy wag vir ons, om hierdie stadium te bereik waar ons toelaat dat die Heilige Gees ons verander. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Maar ons moet dit uit geloof in die mag buite onsself, die mag van die Heilige Gees. En daarom maak hierdie hoofstuk, die sonde teen die Heilige Gees so 'n groot deel, 'n belangrike deel van die boek uit. Ja, ons gaan nou kom by die hoofstukke. Ek wil net vra, wanneer iemand deur die boek werk en hulle die laaste bladsy deurgewerk,
Wat hoop jy sal die Here in hulle harte kan doen deur hierdie boek? Ek hoop hulle kan sien wat die aard van sonde is, sodat hulle kan leer om sonde te haat en hulle self ten volle aan die Here oorgee om hulle te verander om eerder soos hy te word. Ons moet onsself sien as 'n deel van hierdie groot stryd tussen God en Satan. Nou ja, luisteraars, dit was ons eerste gedeelte. Ons het nou 'n bietjie agtergrond gekry oor die skrywer en wat die doel was agter die boek. Ons gaan net vinnig breek vir 'n kort advertensie en wanneer ons terugkom, dan gaan ons gesels oor die boek self en bietjie ingaan op die verskillende hoofstukke wat in die boek is. So moenie weggaan nie, ons is nou weer terug. Hierdie Desember neem Maranatha ons na die grootste en ernstigste sluitstuk van die Bybelse profeseë, die finale oordeel en die nuwe aarde wat God beloof het. Elke dag se voorlesing bring 'n helder lig op God se geregtigheid, sy barmhartigheid en sy finale oorwinning oor kwaad. Ons word herinner dat God se oordeel regverdig is, dat sy kinders veilig in Christus is en dat 'n nuwe wêreld sonder pyn, sonde of trane binnekort 'n werklikheid word. Vriende, laat Desember jou geloof verdiep met gedagtes oor die oordeel wat reinig, nie straf nie, die einde van die groot stryd, die triomf van die lam, die ewige erfenis van die verlostes en God se belofte, kyk, ek maak alles nuut. Skakel in elke aand, dis reg elke aand, vir 'n maand van hoop, erns en hemelse sekerheid. Elke aand om 7:00, Vrydaande 5:50, Maranatha, vir die hele gesin, net hier op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Eers ingeskakel op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans met ons weeklikse program Boekkeuses. Nou, vroeër het ons meer uitgevind oor die skrywer en nou gaan ons bietjie dieper delf in die boek self. Tannie Marina, dankie dat jy saam met ons is en saam met ons gesels oor die boek. En ek verstaan dat die boek uit 14 hoofstukke bestaan. En ek wil graag 'n paar van hierdie temas saam met aan die deurstap sodat ons luisteraars kan hoor wat hulle in die boek kan verwag. So kom ons begin daar met hoofstuk nommer 1, my gebed. So die boek begin oor gebed. Nou, hoekom is dit belangrik om die leser eers deel te maak van die gebedservaring voordat die inhoud begin? Want ek het deur my jare se Bybelstudie besef dat ons niks kan doen sonder die Here nie. Ek kan 'n klomp nonsens skryf in die boek en die wêreld is vol valshede en ek moet sy hulp hê om hierdie boek te skryf. Dan hoofstuk 2 word daar gepraat oor daar's 2 soorte sade. So verduidelik vir ons waaroor gaan hierdie saad en watter impak het dit dan ook op ons geestelike lewens? Jesus het 'n gelykenis vertel van sy koringland waar 'n vyand, dit wil sê Satan, onkruid gesaai het. En ons lees, ek dink is in Markus hoofstuk 4, waar ons lees dat hierdie saad wat gesaai is, ryp gaan word. En die vraag is, hoe gaan hierdie saad lyk wanneer dit ryp is en hoekom eers wanneer dit ryp is, gaan die oes plaasvind? Beide die onkruid en die koring word gelykertyd ryp. Hoofstuk 3 gaan oor die onvergeeflike sonde. Nou baie mense leef met vrees rondom die gedagte van die onvergeeflike sonde. So, hoe help dan nie deur die boek om dit Bybels en sonder onnodige angstigheid te verstaan? As mense bekommerd is dat hulle die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, dan is dit onwaarskynlik dat hulle dit gedoen het. As jy die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, het jy geen belangstelling in geestelike waarhede nie. Jy is glad nie bekommerd oor jou eie toekoms nie, of die ewigheid nie. En hierdie boek, hierdie hoofstuk gee voorbeelde uit die Bybel van mense wat daai sonde gepleeg het
en hoe dit gebeur het. Hoofstuk 4 praat oor die aard van sonde. Nou, wat sou dan jy sê, wat is die grootste wanopvatting wat mense vandag het oor die aard van sonde? Mense verstaan nie dat sonde 'n verskriklike ek weet nie wat 'n woord om te gebruik. Dit is net iets verskrikliks dat sy einde is wat hy van jou maak. Dit lyk miskien vir ons soos klein sondetjies, maar daai klein sondetjies begin eers in die kop waar jy dink, waar jy die 10de gebod oortree. Maar dit gaan oor in aksie en dit verander jou sodat jy naderhand glad nie meer die stem van die Heilige Gees hoor nie. En dit maak dan van jou 'n monster. Die wêreld het reeds al baie sulke dinge getoon. Ek verwys daar spesifiek na Nebukadneser, koning van Babylon, want ons lees van die geestelike Babylon in Openbaring. En Satan is koning van daai geestelike Babylon. En daarom het Nebukadneser vir 7 jaar soos 'n dier geword. Ek wil net sê, as jy daaraan dink, sy denke was nie meer om dit te doen wat God verheerlik nie, dit het soos 'n dier geword. En ons weet, ja, daai is iets om regtig waar 'n bietjie meer studie in te doen om dit te verstaan. Hoofstuk 5 gaan dan oor die verseëling aan die einde van tyd. Ek gaan nie nou te veel daaroor vra nie. Hoofstuk 6 die regverdiging van God se karakter, wat ons weet is deel van die groot strydtema. Maar ek wil kom by hoofstuk 7, die ware motief om regverdig te leef. So, wat is hierdie ware motief wat ons moet hê om regverdig te leef? Want ons weet dit gaan oor God se karakter, maar wat presies behels dit alles? Meeste mense dink in terme daarvan dat net solank ek in die hemel kan kom, maar dit gaan oor baie meer as dit. Wat is my rede hoekom ek oorwinning oor sonde wil hê? Is dit net om in die hemel te kan kom? Want ons kan nie ons saligheid beerwe nie. Dit gaan oor, is my liefde vir waarheid en geregtigheid groot genoeg? Gaan dit daaroor of gaan dit net om myself in die hemel te kry? So, die ware motief word dan mooi beskryf in die sin van, dit moenie gaan oor selfverheerliking en wat ek self is en hoe ek dinge kan doen nie, maar moet gaan oor wie God is. En wanneer ek daardie prentjie reg verstaan, dan gaan ek God se karakter kan regverdig, want ek begin om te wys, ek sien nie net myself in die prentjie nie, ek sien God se liefde vir die heelal in die hele prentjie daarmee saam. Ek sien dit in die lig van hierdie groot stryd tussen God en Satan, en ek plaas myself aan God se kant. En ek wil deel wees van sy plan om aan die heelal te toon hoekom die loon van die sonde die dood moet wees. Dan sien ek hoofstuk 9 sê bereik die onmoontlike, en die eerste ding wat deur my kop gaan is Mission Impossible. Maar is dit regtig waar Mission Impossible? Of is dit maar net 'n denkwyse wat ons as mense het, ja, dit is eintlik onmoontlik, maar dit is ook nie onmoontlik nie. Waaroor gaan hoofstuk 9? Daar's baie bewyse in die Bybel dat dit moontlik is, maar die Here moet aan die heelal toon dat dit moontlik is. Want Satan se aanklag is dat dit nie moontlik is nie. Mense wat sê dit is nie moontlik nie, is eintlik besig om Satan se valshede te verkondig. Die volgende hoofstuk is hoe om 'n oorwinnaar te wees, vreugde en heiligheid, die laatreëns. Ek wil nie soveel daarop fokus nie. Ek wil die luisteraars aanmoedig om kry die boek en lees waaroor die hoofstukke gaan. Maar hoofstuk 13 praat oor gevaartekens. Nou, watter gevaartekens is daar waarop daar gelet moet word? En hoe gaan daardie gevaartekens my help om my keuse te maak om nie met
sonde te vereenseldig nie? Ja, die eerste opskrif wat ek hier het is verwerping van die gawe van profesie. Want ons verwerp nie die persoon wat die Here kies deur wie hy werk nie. Dit gaan oor verwerping van die Heilige Gees self. Dit is 'n baie, baie gevaarlike ding om te doen. Want dan pleeg ons die sonde teen die Heilige Gees. En dan is daar valse leerstellings. Mense moet besef, hulle moet leerstellings toets. En dis 'n maklike ding om eintlik te toets. Jy hoef nie die hele Bybel te ken nie. Jy vra net jouself 'n paar vrae. Hierdie leerstelling, wat sê dit vir my van God se karakter? As dit hom uitbeeld as 'n monster, dan is daar iets foutief met my uitleg. En wat doen dit tweedens aan my karakter? Spoor dit my aan tot 'n heilige lewe of los dit my in my sonde? Twee maklike vrae. So die twee hoofgevaartekens dan is om te sê dit is die verwerping van die gees van profesie, en ons begin dit meer en meer te sien in ons samelewing. Ons so wegbeweeg van dit wat geskryf is, want ja maar, en dis dalk daardie ja maar's wat ons nodig het om ons te help om te verander, om in God se karakter te kom, en dan soos dit dan in die boek dan skryf, is die valse leerstellings. En ek wil so half en half sê dat as jy die gees van profesie wegneem, gaan die valse leerstellings meer en meer begin sin maak, tot op so 'n manier dat jy gaan dink dit is die waarheid, terwyl dit nie eintlik die waarheid is. Ja, want die wêreld is vol valshede, vol. Baie populêre leerstellings wat vals is. En dan is daar 'n ander ene, musiek, wat by Satan begin. Dan is daar veronagsaming van die boodskap wat die Here in Openbaring hoofstuk 3 gee vanaf vers 14 oor die Laodisense. Mense dink hulle is geklee met die kleed van Christus se geregtigheid en dat hy in hulle harte is. Maar die boodskap sê daar, ons is blind. Ons het nie daai kleed aan nie, ons is naak. En hy is nie in ons harte nie, hy is buite besig om te klop om in te kom. So daar's baie mense wat dink hulle is op pad hemel toe, maar hulle is nie. Ek wil gaan na hoofstuk 14 toe. Iemand vra my nou die dag, Heinrich, hoe sal dit wees om eendag in die hemel te wees en te besef daar is geen sonde meer nie, geen dood, geen hartseer. En my antwoord aan haar was gewees, ja, dit sal so lekker wees om dit te kan ervaar. Maar hier op aarde weet ek nie as ons ooit dit sal kan ervaar soos wat dinge aangaan nie, want ons lewe in 'n wêreld wat vol met sonde gevul is, en ek wil half so sê, ek dink ons kan begin om die dae van Lot en selfs van Noag weer te sien plaasvind. Daar is nie meer daardie neiging om terug te gaan na wat sê die woord, of kom ons vestig onsself en maak seker ons lewe volgens wat God sê nie. Dis meer van, weet jy wat, ek hoor wat jy sê, maar ek het my eie sieninge en ek bly maar by wat ek dink wat reg is. En dis ongelukkig wat sonde doen, dit gee vir ons die prentjie van dit is, alles sal oké wees. God verstaan my mos, hy weet waar dit gaan. Maar eendag gaan sonde uitgewis wees, en as ons nie gaan gereed maak vir sonde om uitgewis te word nie, kan ek myself dalk vind in daardie proses. So luisteraars, dis 14 hoofstukke, en ja, dit klink dalk asof daar baie negativiteit kan wees, maar hoe meer ek luister na wat in die boek is, en wat ek nou gehoor het, terwyl ons gepraat het met Annie Marina oor die boek, sien ek 'n hoopvolle prentjie. Nou baie dankie Annie Marina, dit was baie lekker gewees om te gesels oor die boek, maar net vir ons luisteraars wat die boek wil bestel, waar kan hulle hierdie boek in die hande kry? 2 plekke, by my,
Hulle kan my kontak, ek sal my nommer gee, en dan het ek 'n vriendin in Bloemfontein, mevrou Elsje Leroux. As mense in daai omgewing is, kan hulle dit deur haar kry. Ek sal haar nommer ook gee. Die boek is sal ons per koerier moet stuur, en dan is daar koste daaraan verbonde. Ek kies altyd goedkoopste, dit vat 'n bietjie langer, maar dis baie veilig, en dit is maar net R60 daarvoor. Die boek self kos R150. Nou my nommer is, ek ken die rympie in Engels, 0711 219 200. Ek herhaal in Afrikaans 0711 219 200. 071 219 200. En Elsje Leroux se nommer is 082 850 7482. Ek herhaal 082 850 7482. Ek wil net noem dat enige persoon wat as gevolg van hierdie program 'n boek bestel, moet hulle net noem dat hulle dit gehoor het by AWR, en ek is bereid om dan 'n donasie uit elke bestelling aan AWR oor te betaal. Hulle moet net noem dit is weens AWR se program. Daar het jy dit luisteraars, jy kan die boeke dan direk vanaf Tannie Marina bestel of van Elsje Leroux, en die telefoonnommers is daar gegee. Ons sal dit ook weer op ons WhatsApp en ook op ons Facebook bladsy plaas, sodat jy dan daar met hulle kontak kan maak. Tannie Marina, baie dankie dat Tannie vandag saam met my gesels het en so 'n bietjie Tannie se hart met ons gedeel het oor die boek, wanneer die oes ryp word, en ons kan sien, dit bring nie net helderheid in die moeilikste geestelike temas nie, maar dit nooi ook elke leser uit om God se karakter opnuut te ontdek, vol liefde, geregtigheid en genade. Ons luisteraars, as jy meer wil verstaan oor die einde van tyd, oor oorwinning, heiligmaking en die groot stryd selfs in die eie hart, dan is hierdie boek beslis vir jou. Wanneer die oes ryp word, bied rigting, hoop en Bybelse insig wat jy rustig stap vir stap kan deurwerk. Dankie dat jy ingeskakel was by Boekkeuses. My naam is Heinrich Viljoen en ek nooi jou om volgende week weer saam te luister wanneer ons nog 'n boek ontdek wat jou geloofreis kan verdiep. Mag u die regte keuse maak om die regte boeke op jou boekrak te plaas. Hierdie was Boekkeuses en ek is Heinrich Viljoen.